Toe het hy vir almal gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red. Want wat help dit as 'n mens die hele wêreld as wins bekom, maar homself verloor of skade aangedoen het? Wie hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens ook skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en die heilige engele. Ek verseker julle, sommige van die wat hier staan, sal beslis nie die dood smaak, voordat hulle die koningsheerskappy van God gesien het nie. Ons bly sit en dan sing ons Halleluja, 208, die eerste vers. Hoe word 'n mens 'n volgeling van Christus? Hoe leef 'n gelowige mens? Daar's mense wat sê, ag, dit is maklik. Jy moet net glo. Finies en klaar. Net glo. As jy 'n kind van die Here en so leef jy vir die Here. Dis maklik. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan sê die Bybel vir ons, dis nie so maklik nie. Om Jesus te volg, moet jy 'n baie duur prys betaal. Jy moet bereid wees om te sterwe aan jouself. En moontlik ook te sterwe in die vorm van 'n fisiese sterwe ter wille van Christus. Die Bybel is baie duidelik vir ons, dat God se genade is verniet. Maar dit is nie goedkoop nie. Dit is baie duur, want daarvoor moes Jesus aan die kruis van Golgotha sterwe. Hoekom is dit moeilik om 'n kind van die Here te wees? Hoekom is dit moeilik om hom te volg? As Jesus ons uitnooi om sy kinders te word, vra hy dat ons onsself onvoorwaardelik aan hom sal verbind, sal connect, dat ons hom eerst in ons lewens sal stel, dat hy voorop in ons lewe sal wees. En dit wat Jesus vir ons vra, is teen ons menslike grein. Want van nature is ons gebore in sonde, en van nature is ons geneig om vir God en ons naaste te haat. Van nature is daar net een belangrike persoon in ons lewens, en dit is me, myself and I. Dis die belangrikste persoon in die lewe, net ek. Ons sondige geaardheid maak dat ek altyd in die middelpunt van alles wil wees. In swak Afrikaans gesê, ek wil altyd die myn peanut in die pakkie wees.
Alles moet rondom my draai. Omdat ons na binne gerig is dit vir ons eintlik moeilik om volgelinge van Jesus te wees. Wat doen ons wat dit vir ons moeilik maak om volgelinge van Christus te wees? Waartoe dryf ons sondige natuur ons? Ons sondige natuur dryf ons om 3 verskillende perde op te klim en 3 verskillende perde te ry. Die eerste perd is die perd van grootmoedigheid. Ons hou daarvan op hierdie perd te klim. En die idee te hê dat ons verskriklik oulik is. Baie van ons het die illusie dat al die mense vir ons hande klap en vir ons sê, jy's pragtig, jy's wonderlik. Ons geniet dit, want ons wil graag in die middelpunt van alles wees. Ander mense is nie eintlik vir ons belangrik nie. Hulle is net belangrik as hulle vir ons hande klap. Hulle is net belangrik as hulle vir ons sê, jy's oulik, en jy's mooi, en jy's goed. Anderstens het ons nie mense nodig nie. Die belangrikste persoon is ek self. Net ek is belangrik. Dis die een perd wat op ons baie keer ry, wat ons sondige natuur vir ons sê, gebruik daai perd. Dis 'n goeie perd om te ry. En weet jy, partykeer ry ons hierdie perd van grootmoedigheid se neefie. En die neefie van hierdie perd se naam is valse nederigheid. As mense vir ons 'n kompliment gee, dan sê ons, ag nee man, ek beteken niks nie. Moenie dit vir my sê nie, ek is sommer niks werd. Of as ons 'n opdrag kry om iets te doen en God het vir ons die talente gegee om dit te doen, dan sê ons nie, ek kan dit nie doen nie, jy moet dit doen. Valse nederigheid, want dit is 'n manier waarop ons graag wil hê, mense moet tog net aandag vir ons gee. Dis die eerste perd wat ons ry, wat ons sondige natuur vir ons aanhouds om te ry. Jy moet altyd voorop staan. Die wêreld draai rondom jou. Ons sondige natuur het soms aan om 'n tweede perd te ry. Die perd van beheer en kontrole. Ons glo dat ons deur goeie beplanning ons lewens kan beheer. Ons is God. Ons kan ons lewens beheer. Ons kan resultate in ons lewens bereik. Ons moet net goed beplan. En dan verwag ons van ander mense om presies te doen wat ons beplan het. Want 'n ding moet net gebeur soos ek wil hê dit moet gebeur. En as ander mense nie doen wat ek sê nie, dan is die gord gaar. Dan is daar moeilikheid. Dis die tweede perd wat ons aangedryf word deur ons sondige natuur om te ry. Die perd van kontrole, ons wil in beheer van sake wees. Ons wil ander mense se lewens beheer. Hulle moet doen wat ons sê. Daar's 'n derde perd wat ons sondige natuur vir ons aanbeveel om te ry. Die perd van selfbejammering. Kyk, in hierdie wêreld waarin ons bly, het ons bepaalde verwagtinge, en dis nie verkeerd nie, maar baie keer bereik ons nie hierdie verwagtinge nie. Baie keer kry ons seer, baie seer, en dit is nie verkeerd om seer te kry nie. Maar die probleem is, as ons op hierdie perd ry, hardloop ons nie na Christus om ons te troos nie. Ons stop oor ons hartseer. Ons kry onsself jammer. Ons wil graag hê, mense moet ons jammer kry, want die aandag moet op ons gefokus wees. Hoor jy wat ons sondige natuur vir ons leer? Ons sondige natuur sê vir ons, jy moet altyd in die middelpunt van
bespreking wees. Jy moet belangrik wees. As daar gepraat word in 'n geselskap, dan moet dit oor jou gaan. As mense vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Moet jy jou heldedade aan hulle verkondig. Jy moet altyd in die middelpunt van alles wees. Dis wat ons sondige natuur vir ons aanbid om te doen. Nou sê Jesus vir ons, as jy my wil volg, moet jy weerstand bied teen jou sondige natuur. En dit gebeur deurdat jy aan jouself moet sterwe. En Jesus maak dit vir ons duidelik wat dit beteken om aan jouself te sterwe. Om aan jouself te sterwe beteken 3 dinge. Nommer 1, dit beteken dat jy bereid moet wees om jouself te verloon. Om jouself te verloon beteken dit dat jy nie hoef altyd te wen nie. Jy hoef nie altyd op die voorgrond te wees nie. Jesus sê 'n tweede ding wat moet gebeur. Jy moet bereid wees om jou kruis op te neem. En daardeur sê Jesus vir ons, as jy my wil volg, moet jy mooi verstaan. Dit gaan nie maklik wees nie. Jy gaan baie keer ter wille van my naam swaar kry. Jy gaan beledig word. As jy getuig van my, gaan mense vir jou vra, waar kom jy vandaan? Jy gaan ongemaklik wees, maar dit is wat jy moet verstaan. As jy 'n volgeling van Christus is, moet jy jouself verloon, jy moet jou kruis opneem, jy moet vir Jesus volg. Om Jesus te volg beteken dat daar een belangrike begeerte in jou hart sal wees, en dit is om die Here te dien, om sy wil te doen, om elke dag meer en meer te doen wat die Here van jou vra om te doen. Ons sondige natuur, wat nog steeds hier binnekant is, wil vir ons aanbeveel om verkeerde paaie te loop, om verkeerde perde te ry. Maar Jesus sê vir ons, jy moet jouself verloon, jou kruis opneem en my volg. En hoe kan dit in my lewe gebeur? Eintlik op een manier. Die Here moet jou lewe omkeer. Soos 'n mens se kous omkeer, so moet die Here jou lewe van binnekant na buitekant omkeer. Wat beteken dit prakties? Jy moet jouself verloon. Om jouself te verloon beteken dit dat jy van jou perd af sal val. Dat jy van jou grootmoedige perd sal afval. Dat jy oor jouself sal kom. Dat jy minder aan jouself sal dink. Luister mooi. Nie dat jy niks van jouself sal dink nie, maar wat jy minder aan jouself sal dink, dat jy nie die hele tyd selfbehep sal wees en die hele tyd net aan jouself sal dink nie. Ek lees van 'n predikant in Amerika wat vertel dat toe hy jonk was hy in 'n skool waar daar basketbal gespeel is. En die meisies het een dag gespeel en die hele skool was daar om hulle te ondersteun. Die ander skool wat teen hulle gespeel het 'n briljante basketbalspeler gehad. En sy het die hele spel gedikteer. Die predikant sê, hulle skool was maar nie goed nie. En hierdie persoon was net te ongelooflik. En toe het hulle begin om haar uit te skel en te beledig en snedige aanmerkings maak teenoor haar. Op die ou end het hulle ver verloor. Die predikant vertel 2 maande nadat hierdie wedstryd plaasgevind het, is hy afgevaardig om 'n kongres by te woon vir al die leiers van die hoërskole. Terwyl hy so sit in die kongressaal, kom daar 'n meisie langs hom sit. Dis amper asof hy iets van haar erken, maar hy weet nog nie mooi nie. Maar hy het onmiddellik het hulle kontak met mekaar, hulle praat lekker met mekaar. En toe ontdek hy, wie is dit? Dis die meisie wat so goed was
met die basketbal. En toe hulle etenstyd breek van die kongres af, praat hulle lekker met mekaar. En sy vra vir hom, wat 'n skool is jy? En hy vertel vir haar en sy sê, ek het 'n slegte ervaring gehad by daardie skool. Ek het basketbal gespeel en die mense van die skool het vir my beledig, het my seer gemaak. Weet jy, dit hinder nog steeds die binnekant, dit wat hulle vir my gesê het. En toe vra sy vir hom, weet jy daarvan? Was jy op die dag daar by die basketbalwedstryd? Die predikant sê, toe sy dit vir hom vra, was dit asof hy vir Christus in haar oë raak sien en hy homself sien as deel van die skare wat skree, kruisig hom, kruisig hom. En hy het 'n keuse gehad, wat gaan hy nou doen? Hy kon ontken nie dat hy daar was. Hy kon gesê het, ja, ek was daar, maar ek het vir die mense gesê, moenie dit sê nie. En toe het hy besef, nee, dis 'n geleentheid waar ek myself sal moet verloon. Dis 'n geleentheid waar ek moet sê, ek was saam met die groep. Dis mos maklik om in 'n groep te praat en verkeerde dinge te sê. Dis mos maklik om by die braaiveidsvure dinge te sê en te noem. En ek het na vore toe gekom en gesê, ek was deel van die skare. Ek het saam geskree. Vergewe my. Die meisie het in trane uitgebars en gesê, ag dankie. Jy weet nie wat dit vir my beteken nie. Sy het hom vasgedruk en sy het begin gesond word in haar binneste en hy het begin gesond word in sy binneste, want hy het homself verneder. Hy het erken dat hy deel was van die skare en dit was goed gewees vir hom en vir haar. Om 'n getuie vir Christus te wees, om vir Christus te volg, vra, jy moet bereid wees om jouself te verloon. Jy moet bereid wees om te erken daar waar jy foute gemaak het. Jesus sê 'n tweede ding, jy moet jou kruis opneem. In die Bybelse tyd is 'n persoon wat gekruisig is, aangesê om die kruis te dra na die plek waar jy gekruisig gaan word. Ons lees dat die kruis van Jesus te swaar was vir hom om te dra en dat Simon van Sirene gekom het om sy kruis te dra. Om 'n getuie vir Christus te wees, om Christus te volg, beteken jy moet bereid wees om vir Christus te ly. Jy moet bereid wees om sy naam te bely teenoor ander mense, ongeag van die feit dat mense nie daarvan gaan hou nie. Moet jy kan sê, God is vir jou lief, Jesus is vir jou lief. 'n kind van die Here, 'n gelowige mens is 'n kruisdraer. Ek moet myself verloon, my kruis opneem en ek moet Jesus volg. Om Jesus te volg beteken dat daar in my hart en begeerte een groot begeerte sal wees. En dit is om God se wil in my lewe te ken en te doen. Dat ek nie meer graag die eer van mense soek nie. Dat ek nie meer bang is vir mense nie, maar dat ek bang is van God en dat ek God se wil in my lewe wil doen. Daar word vertel dat John Knox, die kerkhervormer, die dag toe hy begrawe is, het iemand by sy graf gesê, hier is 'n man wat vir God banger was as mense. Hier is 'n man wat vir God banger was as vir mense. Om vir Christus na te volg, vra dat jy vir God banger sal wees as vir mense.
Jy sê vir my dominee, dit klink gevaarlik. Dit klink gevaarlik om kerk toe te kom. Dit klink gevaarlik om so 'n boodskap te kry. Dit klink asof die Bybel sê ek moet doodgaan aan myself. Ek moet my eie ek los. Kan ek nie myself vernietig nie? Jesus sê, in die evangelie van Jesus Christus is daar 'n paradoks, 'n skynbare teenstrydigheid. As jy jouself wil red, gaan jy jouself verloor. As jy besig is om jou eie ek te dien, en te luister wat jou eie ek vir jou sê, kan jy jou siel verloor. En op die ou end kan jy die ewige lewe verloor. As jy bereid is om aan jouself te sterwe, kan jy die ewige lewe ontvang. Wag daar vir jou 'n lewe na hierdie dood. Maar as jy bereid is om aan jouself te sterwe, het dit nie net voordele vir dit wat in die toekoms wag nie. Dit het ook implikasies vir die lewe hier en nou. Want Jesus Christus het vir ons kom verduidelik wat dit is om mens te wees. En wat het hy vir ons kom demonstreer? Hy wat ryk was bereid om arm te word. Hy was bereid om 'n dienaar te word om te sterwe. As jy bereid is om jouself te gee, om aan jouself te sterwe, word jy mens in die ware sin van die woord. Ervaar jy ware lewensvervulling. Jy sê vir my dominee, ek weet nie of ek in staat sal wees om dit te doen nie. Ek is maar swak. God vra nooit van ons iets, as hy nie ook vir ons die krag gee om dit te doen nie. As daar in jou 'n hart is, 'n hartsbegeerte is om Jesus te volg en te dien, as jy graag jouself wil verloon, jou kruis opneem en Jesus volg, sal hy vir jou die krag gee om dit te doen. Ek wil hê ons moet stil word, ons oë toemaak, 'n paar oomblikke stil word. En dan moet jy vir die Here vra. Hy moet in jou hart duidelik maak wat jy graag sou wil doen. Hoe sal jy voortaan wil lewe? Is jy bereid om hom te volg, soos hy dit vir ons verduidelik? En as jy bereid is om hom so te volg, kan jy opstaan, sonder om rond te kyk, en gaan ek vir jou gebed doen. Kom ons maak ons oë toe.